Goeiedag en baie welkom. As ons begin, dan groet ek in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen en amen. Wow. Dit is Vrydag. Hy het die offer gebring. Nou moet jy antwoord. Hy het waarlik die offer gebring. Hy het waarlik die offer gebring. Amen. Ons is vanoggend by Here om ons herdenk nie net u lyding nie, maar ons vier ook die fees van die offer van verlossing. En ons het hierdie week prys die Here, die 7 kruiswoorde in sy genade, in sy openbaringe deurgegaan en gevorder tot by die ligpaal wat ek nie kan sien is nie. Die 6de kruiswoord, dit is volbring, Johannes 19 vers 30 en die 7de kruiswoord, Vader, in u hande gee ek my gees oor, Lukas 23 vers 48. Nou, nadat Jesus die asyn uit die spons uitgedrink het, toe kon hy werklik uitroep, dit is volbring. Sien jy, weer eens, nie toevallig nie. Nadat hy dit gedrink het, toe kon hy sê, dit is volbring. Want in die oorspronklike Griekse teks is die woord vir volbring, die woord, ek het dit verlede jaar ook gesê, tetelestai, wat beteken? Afgehandel, volledig uitgevoer, volbring. So nadat hy die asyn gedrink het, hoekom kon hy dit toe eers uitroep? Want toe was God se opdrag tot die laaste, ek het gister dit aangeraak net, tot die laaste druppel toe gedrink, uitgevoer. Amen. Sy taak is voltooi. Tetelestai. Johannes 1 vers 5 is vervul. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Amen. Halleluja. Nou baie sal sê, ek het al baie gehoor, baie argumente, en goed, dan sê ek, ja, ek argumenteer nie oor die woord nie, ek sê net wat daar staan. Maar baie mense sal sê, dat Jesus se offer eers met sy dood volbring was. Die meeste mense het daai siening, eers met Jesus se dood, toe was die offer volbring. Want sê hulle, toe het hy in die mense plek gesterwe. Anders sê, dat dit was eers op die Sondag volbring. Toe Jesus uit die dood opgestaan het, want toe het hy die loon van die sonde, die dood oorwin. Nou twee klink, as jy net so luister, klink na redelik ja, wat die ene nou. Nie een van die twee nie, want weet jy wat? Dit was gevolge van sy oorwinning. Hierdie 6de kruiswoord, dit is volbring. Dit is die oorwinningswoord van die kruis. Dit is waar die werklike oorwinning gebeur het. Hoekom? Want dit was die hoogtepunt van die kruis. Nie Jesus se dood nie. Jesus se oorwinning was hier. Hoekom? Want hy het nog gelewe. Hy het oorwin terwyl hy gelewe het. Hy het geoorwin, hy het die sonde oorwin, hy het die onbetaalde rekening van die mense sonde oor al die eeue betaal. Hy het sy bediening waarvoor hy gekom het, suksesvol voltooi. Wanneer? Terwyl hy gelewe het.
Die groot oorwinning, die oorwinning was eintlik, die eintlike oorwinning was hier, aan die kruis met die 6de kruiswoord. Ek het oorwin, dit is volbring, terwyl ek lewe. Wow. Wil jy met dit so onthou? Jesus se lewe, sy gees en sy siel, het die sonde voor die kruis, op die kruis en in die dal van doodskade weer oorwin. Al die pad. Dit beteken, hoor hierdie is waar. Dit beteken, Jesus het eintlik net gesterwe om sy menskleed, dis ek en jy lyk, om sy menskleed te kon uittrek en ontslae te raak van dit, sodat hy weer na die hemel kon terugkeer. Anders kon hy nie na die hemel terugkeer nie. En omdat hy nog afspraak gehad het met die doderyk. Want Jesus het nooit gesterwe nie, sy liggaam het gesterwe, maar Jesus self, dit wat tel, ons liggaam wat tel nie. Ons liggaam gaan dood, ons gaan nooit weer hierdie liggaam sien nie. Prys die Here daarvoor. Ons gaan 'n verheerlikte liggaam kry, maar wat lewe, wat is die ding wat met aanhou lewe, is die gees. Jesus het eintlik nooit gesterwe nie, hy het net sy kleed uitgetrek. En die wonderlik wat ons vandag gaan vier met die brood en met die beker is, dit is presies met ons. Ons is weergebore. Ons is gevul met 'n nuwe gees van ons. Ons gaan nooit regtig ooit sterwe nie. Wanneer ons doodgaan, wanneer ons sê, vir die mense hier sê Kubai, dan sê ons net, is tyd om die kleed uit te trek en die semi-verheerlikte liggaam aan te trek, daai kleed aan te trek, solank in die paradys te gaan wag. Halleluja. Want ons sterwe nooit nie. Wow. Sjoe. En kort daarna, nadat dit volbring was, toe kon Jesus sy 7de kruiswoord spreek en sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe het hy sy laaste asem uitgeblaas? Nee, hy het toe sy laaste mensasem uitgeblaas. Dis al. Want hy het nooit gesterwe nie. Hy het net sy laaste menseasem uitgeblaas. En dit gaan dieselfde met ek en jou gebeur. Danksy die kruis, danksy die offer, danksy die aanneming daarvan, dankie Here, danksy u redding, gaan ons eendag ook net wat doen? Hierdie menseasem uitblaas. En dis aan. Waar. Prys die Here. En hierdie laaste woord is baie belangrik. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Want weet jy, dit is die bewys. Dit is die bewys. Van wat? Die 4de kruiswoord. Toe hy gesê het, waarom het u my verlaat? Hierdie is die bewys dat God het hom nooit verlaat nie. Die Here het net, die Vader het net die aarde vir 'n wyle verlaat. Want anderste sou hy nie, as hy weg was, gone was, hy was nie daar nie, hy het hom verlaat, dan sou hy niks in sy hande kon oorgee nie. Amen. Wow. Sjoe. Die ander rede is, hoekom goed, behalwe soos wat hy baie duidelik vir ons en wonderlik, wat 'n openbaring was dit, verduidelik het, verlaat het, die aarde was woes en leeg, en het weer, soos in Genesis 1 gehersk het, was daar nog 'n rede
wat ek gehou het tot vandag toe. God die Vader het Jesus vir 'n wyle alleen gelaat, sodat geen mag, geen krag, geen duiwel, geen mens of enige een, Satanis, maak nie saak wat jy is, kan aanvoer dat, maar dit was nie 'n volkomme mens, wat die dood en die duisternis oorwin het nie. God het hom alleen gelaat, sodat niemand dit kon sê nie, want toe is Jesus alleen op sy eie daar, as 'n mens het hy oorwin. Daarom, Here, 6de woord, dit is volbring, ek kan in u hande my gees oorgee. Wow, 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 is dit nie waar nie? Sjoe. Dit is seker die grootste les van die kruis, het Jesus gehou, tot met sy laaste woord ook. En sy laaste woord, dit was nie net 'n geval van, gee my gees oor dat ek dood gaan nie. Dis die grootste les het hy gehou tot die laaste. So totdat hy sy laaste asem uitgeblaas het, mensasem, het hy geleer. Wat is die les? Eers nadat, luister mooi, eers nadat Jesus se bediening voltooi was, kon hy sy gees aan sy Vader oorgee. Amen. En ek bly stil dat dit vir jou kan net 'n bietjie indruis. Wat beteken dit vir my, vir jou? Dit beteken vir ek en jou, dat net soos met hom, net so moet jy as geredde ook 'n voltooide aardse bediening hê, om jou gees aan God die Vader oor te kan gee. En dadelik sê iemand, ja maar nou wat is my bediening? Ek het nie eens 'n bediening, dink ek nie. Ek kon nog nooit agterkom wat is my bediening nie. Nee, dit is nie. Die eerste en grootste bediening wat ons het, dit is die bediening wat ons moet nakom. Ons bediening is, waarvoor ons, die Engels het soveel beter eintlik, ons calling. Jou calling, jy is geroep waarvoor? 'n bediening van oorgawe aan God. 'n bediening van sterwe van die self. 'n bediening van die heiligmaking najaag en 'n bediening van, Here, die vrug van die Gees begeer en dra. Amen. Dit is die bediening wat ek en jy moet kan sê, tetelestai. Dit is volbring. Here, ek het al 4 daai punte daar gekom. My bediening is voltooi. Jesus het net hier op die einde, nie 'n hartseer nie. Ja, die mense wat daar gestaan het, was hartseer. Sy aardse moeder Maria het gehuil. Die disippels vir wie hy lief was, wat vir hom lief was, het gehuil. Die ander hulle was so hart gebroke, dat hulle gaan weggryp het. Nie wou praat met niemand wou sien nie. Maar eintlik is dit die grootste oomblik, maar hulle het dit nie besef op daardie stadium nie. Toe Jesus gesê het, Vader, in u hande gee ek my gees oor, het hy net eintlik tot siens gesê vir die wêreld en vir die ewige dood. En die 6de kruiswoord, dit is volbring, herbevestig. Dit is volbring. My werk, my offer is volledig afgehandel. Wow. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Waar is die Vader? In die hemel. Dit is volbring. Ek gee myself aan u in die hemel weer oor. Amen en halleluja. En dit is die paadjie wat die Here vir ons
as weergebore geesgevuldes ook het om te kan loop. En danksy u kruis, Here, danksy u bloed, danksy dit. Here, kan ons vier dat u het hierdie, ek wil sê, dis mooi, né? Die ligpad tot in die hemel het u vir ons uitgelê. Hier in die duisternis het u vir ons hierdie ligpad uitgelê om te kan loop, om volledig te kan loop. Wow. Tot daar waar u vir ons besig is om vir ons 'n plek voor te berei. En dat ons kan verklaar vanoggend. As heilige God het Jesus nie gesterf nie. Hy het oorwin. Net sy menslike kleed uitgetrek. Dit is wat ons vier. En dit is wat ons mee gaan gebeur. Ons gaan nie sterf nie. As jy wat bekommerd is oor iemand wat, jy dink hy is dodelik siek, jy is bekommerd, hoe lang gaan hy of sy nog leef? Nee. Draai die fokus vanoggend. Hier, draai hom. Here, hy of sy, ek is jaloers. Ek persoonlik is jaloers op mense wat doodgaan. Jessie, ek is al kan al kwaad word vir hulle. Want hulle spring my net voor. Net hulle sterk nie, hulle trek net hierdie aardse kleed uit die hele tyd. Die aardse kleed wat vandag nog baie mooi lyk en silwer mooi skoon en wit lyk. Jy hoor iets, maar ek weet nie en hoe gaan hy lyk vanaand nie. As ek my nou eers 26.000 keer vererg het vir iets of iemand of wat ook al nie. Here, hulle spring ons voor. Hulle het hierdie kleed wat ons mee nog worstel uitgetrek. Net soos u. Dit is wat ons vier met hierdie bekertjie en met die brood vandag. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie in Jesus naam. U het alles volledig afgehandel. Sodat niks uitstaande vir ons is nie. U het net in die vleeslike gesterwe om u menslike kleed te kan uittrek, net soos wat u vir ons het. U het opgestaan en is terug na die hemel. En hierdie pad wat u opgevaar het na die hemel, het u in 'n ligpad agter u oopgelos tot binne in die hemel om u te volg. Wat ek kan loop as u geredde bruid. Here, ons is nie hartseer vir ons nie, vanoggend nie. Ja, ons onthou, u het gelei, hulle het u gemartel, hulle het u verneder. Maar Here, alles sodat ek nie dieselfde paadjie hoef te loop. Dit, die hartseer wat dit bring vir ons vanoggend, is nie 'n hartseer omdat u gesterf het nie, maar 'n diep hartseer van dankbaarheid. Dankie, Jesus. Dankie, Vader, vir u plan.
Dankie Heilige Gees, dat Jesus die plan volledig kon uitvoer. En dat ons dit ook volledig kan uitvoer. Amen en amen. Prys die Here, halleluja. Kom ons gaan vanoggend, ja, eers by die broodjie. Of dit wat jy het vir 'n broodjie. Ek het, dis nie 'n broodjie, die nie, maar dis 'n kriemkrekkertjie. O, is lekker suikerig. Prys die Here. Kom ons begin met dit. Eerste by die liggaam, hoekom? Want die Here het eerste sy liggaam oorgegee, die liggaam het eerste gelei. Hy was eerste gemartel in die liggaam. Die bloed het uit hierdie liggaam uitgevloei. Daarin, kyk al, en daar is hy vol. Ok. Dankie Vader. Gesels met die Here, maak dit persoonlik. Dis die een keer 'n jaar wat jy dit opreg kan vier. Met die Here ons beveel om dit te vier. Verder het ek gesê so dikwels soos wat jy kan. Maar dis een dag, Here, waar dit werklik gebeur het, hoe dit gebeur het, wat ons dit wil doen. Dankie vir die liggaam. Dankie dat jy gelei het. Hierdie wat ons kry siektetjies en daai goed, Here, mense sê so maklik, ek ly so of daardie persoon ly so. Here, nee, ons weet nie werklik wat ly is nie. Ons kry maar net baie keer swaar vir ons natuurlike. Maar dankie dat jy my gered het met u liggaam tot binne in u liggaam. Is dit nie wou nie, julle? Die Here het ons met sy liggaam gered, sy liggaam, vir my liggaam gered, tot binne in sy liggaam. Amen. Die Here Jesus het ook die beker gevat en ons vat ook vanoggend die beker. Die bloed. Dankie Here vir u liggaam. Maar die bloed gevloei het, die bloed wat reinig en wat heilig. Dat u ons, hoewel binne in u liggaam, Here, ons is nog nie verheerlik nie, maar in u liggaam reinig u ons nog steeds. Elke dag as ons dit bely met u bloed. Dankie vir u bloed, wat 2000 plus jaar lank nog steeds lewe. Daar is lewe in die bloed. Ons vier dit. Dankie Here vir u bloed. Amen en halleluja. Wauw. Nou weet ek nie wat met ek die res van die dag doen nie. En môre nie. Om te wag vir Sondag nie. Kan Sondag nie vanaand wees nie. Here, dankie. Ons is geseën. Ons is dankbaar. Ons onthou, ons is dankbaar, Here, maar bovenal, ons is geseënd en gered in Jesus bloed. Tot binne in die liggaam reeds. Amen. Ontvang die seën van die Here. En gaan in vrede. Dis die Shalom wat jy op die einde gaan hoor, né? Ja, dis die een woord wat ons almal ken in Hebreëus. Jerecho geta de naidishmarecha. Ja, Adonai pawane lecha we gogenechta. Yesa Adonai pawane lecha we asem lecha. Shalom. Die Here is jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai daagliks. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees, jou vat, jou ophef elke keer tot by hom in gemeenskap met hom en aan jou vrede gee. Amen. Ja, gaan
geniet nie net hierdie dag nie, maar jou hele lewe so, met die 7 kruiswoorde van Jesus. Dankie Here. Tot môre, nee, oormôre, tot oormôre, en dan nou ons weer nagmaal, want Jesus het opgestaan. Dan, nou het ons dit gevier vanoggend, dit het gelei, die liggaam, dit betaal vir ons, dit is wat die liggaam en die bloed gedoen het. Maar ons gaan Sondag, dan vier ons vier dit, Here, die oorwinning wat daar is, in die bloed en in die liggaam. Dit was weer die bloed en weer die liggaam. En dis waarom ons dit weer gaan doen. Tot Sondag. Wees geseën.